Hartlike goeiemôre, hier saam met my Karen op 'n Vrydagoggend, 5:30 hier op die Dak International page op Facebook waar ons uitsaai op Dinsdag, Woensdag, Vrydag en Sondag. Loof die Here, wat 'n heerlikheid vanoggend om weer so by mekaar te kan wees na 'n lang roadtrip. 34 dae op die pad en ek het baie min bedien in hierdie tyd, baie bestuur en al die dinge, maar wat 'n lekkerte om vanoggend terug te wees. Ek kon nie wag nie en mekaar net weer so te kan sien op die lig, mekaar weer te kan geniet, te kan stig, te kan opbou en te kan toerus vir ons dag vandag. Loof die Here. Baie welkom vanoggend hier by my op die aanlyn kerk en ons share gaga die boodskap hier na ons tydlyne toe, na ons statusse toe. En oral waar ons kan na ons stories toe en elke liewe ding, daar waar iemand kan afkom op die boodskap, is dit nie 'n voorreg wat ons het om dit te kan doen nie. Nou baie welkom vanoggend hierso by my program Loof die Here en dan op die WhatsApp. Alles reg. Prys die Here. My liefste ou mannetjie verjaar vanoggend. Dit is so 'n heerlikheid om vanoggend so saam met hom te kan wees op sy birthday. Wat 'n voorreg vir my vanoggend. Ons gaan ook lekker vir hom saam bid dat die Here hom deurdra in die jaar wat voorlê. Hy het dit geweldig nodig. Die verantwoordelikheid wat hom op hom rus om die waarheid te bly bedien, om dit aan ons bly te bekend te maak en die Here te soek vir dit. Ag, dis net so 'n awesome voorreg om vanoggend ook vir hom te kan bid. Loof die Here. Terwyl ons so inskakel, deel asseblief alles daar na jou tydlyn toe, na jou status toe, en dat almal kan sien wat ons bedien. Loof die Here. Dit is so 'n opgewondenheid weer vanoggend om te besef ons kan siele wen vir die koninkryk van God. Ons kan ons deel doen wat ons kan doen om ook die evangelie aan almal uit te dra. Prys die Here. Nou vanoggend gaan ek so 'n bietjie praat oor 'n edele en 'n goeie hart en ek dink jy weet wat se gedeelte in die woord is dit. Nou dit is hier in Lukas 8, die hele gedeelte van die saad wat gesaai word en hoe dit weggepik word en hoe dit vrug oplewer en al die dinge. En dit het my gister weer so diep in my hart getref om daaraan te dink en die afgelope tydse boodskappe, hoe amazing was dit en hoe ons dit in 'n edele en 'n goeie hart moet bewaar. Loof die Here. Maar voor ons vanoggend begin, ek sien almal is redelik ingeskakel, gaan ons vir Stanley bid vanoggend op sy verjaarsdag en dat die Here hom ook deurdra in die jaar wat voorlê. Dis net so altyd 'n lekkerte op iemand se verjaarsdag om spesiaal aan daai persoon te dink, spesiaal vir daai persoon te bid. Baie keer in die jaar doen ons dit wel, ons bid baie keer, maar dis dan net sommer so lekker spesiaal wat ons aan die persoon dink wat verjaar. Goeiemôre almal daar uit Loetsville, uit Gauteng, uit oralster, ja die Kaap uit, oral waar ons vanoggend inskakel. Baie welkom en ek hoop jy geniet die boodskap vanoggend lekker saam met ons. Lekker verjaar ons broeder. Ag, loof die Here Renetjie. Ek het gister van Renet gedink, ek weet nie hoekom nie, maar toe bid ek vir Renet terwyl ek so nou dink. Loof die Here. Nou kom ons bid vanoggend lekker saam. Vader, ons sê vanoggend vir U so baie dankie vir U heerlikheid, U krag, U genade, U liefde, U barmhartigheid. Here, U is so groot, U is so wonderbaar, U is so lieflik en loflik en Here, ons kan net U lof besing vanoggend. Ons kan U net groot maak en verheerlik in ons harte. En met ons mond wil ons dit uiter en ons wil vir U sê hoe lief ons U het. En Here, baie dankie dat U ons siel kom red het. Wat 'n geweldige voorreg het ons as U kinders om te weet ons mag U dien. Ons mag, Here, U aanroep as ons hemelse Vader. Ons kan met U praat, ons kan ons harte met U deel. Ons kan ons afhanklikheid aan U toon, Vader, maar ook die belangrikste van alles, ons wil 'n verhouding met U hê. En hoe die enigste manier wat ons 'n verhouding kan hê, is wanneer ons uit ons pad uit gaan om met U te praat, Vader, om U so lief te hê, om U so te vertrou in ons lewe met alles.
en alles met U te praat en uit te sorteer, soos ons gehoor het in Woensdag se boodskap. Dit was net so amazing, Here, dat U wil hê, ons moet alles met U praat. U is ons Vader, U wil 'n verhouding met ons hê, Here, en ons dank en ons loof en ons prys U vanoggend. Dis 'n heerlikheid om daaraan te dink. Ons kan hemel toe gaan, ons het 'n ewige lewe wat vir ons wag. Here, ek lees weer in Spreuke, U het vir ons 'n ewige geskenk, Vader, en dit is die ewige lewe. U maak ons hartskamers vol, wanneer ons so besig is met U, en dit, Here, wat 'n voorreg, Vader, ons kan so vol raak van U, ons kan so vervuld wees met U, want U Gees is in ons, en as ons dit nie dooddruk nie, en as ons dit nie uitblus nie, dan borrel dit uit ons binneste uit, Vader, dan is daai lewende water wat U deur ons breek, om te kan verstaan waaroor ons ewige lewe gaan, en ons dankie vanoggend dat U met ons bly praat en deel, as U kinders, U gooi ons nie weg nie, Vader, U het soveel geduld, U het soveel liefde, U is nie haastig nie, Vader, U wys ons nie weg nie, en vanoggend as ek aan U dink, Here, dan wil my hart net uit my borskas uitbars, om te besef wie ons dien, wat ons dien, Vader, en baie keer besef ons dit nie, en het voel vir ons is 'n las om U te dien, maar Vader, as daai opgewondenheid en blydskap en heerlikheid hier in mense hart borrel en bons en wil uitbreek, dan besef ons die lewe en die krag en die heerlikheid wat ons in U gevind het. Ons het die lewe gevind toe ons by U uitgekom het. Halleluja. As ons U mis, dan mis ons die lewe. Dan dra ons vir die dood vrug, Vader. Maar vanoggend is ons harte dankbaar dat U ons kom red het. En ons wil bid dat U ons sal staande hou, nugter hou, waaksaam hou, dat ons kan waak en bid. Here, die woord sê so mooi, ons kan as ons by die poorte is, dan kan ons waak en ons kan bid. Halleluja. Vader, baie keer dan is dit asof ons wegtrek, asof ons, Here, nie by U is nie, asof ons, Here, voel dis nie belangrik nie, of die lewe en die druk van die lewe soveel van ons eis, dat ons nie hierdie blydskap en heerlikheid in U kan beleef en kan ervaar nie. En ons dankie vanoggend, want ek besef, dis nie emosioneel nie, dis nie 'n gevoel wat hier sê in die vlees moet uitsorteer nie, maar dit is 'n gevoel in die binnekant, dit is 'n heerlikheid in die innerlike, Vader, waarmee U ons, Here, kom versterk en kom krag gee. En ons dankie, Vader, ons wil elke versoeking oorwin, ons wil nie vir dit val nie, ons wil nie, Here, elke dag, Here, my God, vir die dood vrug dra nie, maar ons wil vir U koninkryk vrug oplewer, Here, en U verheerlik in ons lewe. Almal moet kan sien dat U in ons lewe is, Vader, dat U vrug in ons lewe, Here, openbaar word. En ek wil ook vanoggend vir my man bid, Vader, wat 'n geweldige voorreg. 2025 het U hom deurgedra, U het hom gehelp, U het hom versterk, U het hom krag gegee, Vader, U het hom kom help in elke liewe situasie. As ek dink aan die operasie wat hy deurgegaan het, en hoe U hom herstel het, en hoe U hom gehelp het, Vader, dan is my hart vanoggend so dankbaar teenoor U. Ek weet nie eens hoe om vir U dankie te sê nie. Dis 'n groot dankbaarheid. En vanoggend wil ek vir hom bid, Vader, dat U hom ook in die jaar wat voor lê sal deurdra, sal help, versterk en krag gee. Vader, terwyl hy nooit ooit vir die, Here, my God, die waarheid wil laat afstaan, of, Here, dit wil mis nie. Here, hy wil uitstaan vir dit, hy sal sy lewe daarvoor gee, hy wil, Here, dit aan almal bekend maak, Here, dit is sy lewe, dit is, Here, alles van sy bestaan is die waarheid van U woord, hy het dit lief, Here, hy bewaar dit in sy hart, hy koester dit, Vader, en ek dank U vanoggend dat U hom deurdra, dat U hom help, dat U hom versterk en krag gee, dat U vir hom nog meer wysheid en insig verleen, die uitroepe in sy hart. Vader, baie keer dan sê hy wil hierdie ou wyse man wees. Hy wil net die woord in wysheid kan bedien, in vrede, in rustigheid. Here, hy wil net by almal kan sit en hulle net kan leer en kan help, en Here, Vader, kan help in alles waarmee hulle, Here, sukkel, Vader, en tog werk U en U help, en Here, daar is soveel mooi vrug, en ek wil bid vanoggend, dat hy net nog meer vrug sal oplewer, net nog meer liefde uit sy hart sal uitbreek, Vader, die verlange wat hy het, die sagmoedige hart, die vredevolle hart, Vader, en ek dank U vanoggend vir U, Here, heerlikheid en krag in sy lewe. Dankie dat U vir hom voorsien in elke behoefte, terwyl hy bereid is om sy hele lewe neer te lê, en Here, my God, prys te gee,
dat U hom asseblief, Here, my God, ook vir hom sal voorsien in elke behoefte. Dankie daarvoor, Here, dankie dat ek, Vader, dit kan beleef wat ek sien. Dankie dat ek deel daarvan kan wees. Dankie dat ek vir my hulp kan wees en help my om ook om te ondersteun in die jaar wat voorlê, Vader, met alles, Here, wat moet gebeur in U woord. Ons loof U en ons prys U. Dankie vir elke broer en suster in ons gemeente wat, Vader, so liefdevol is, wat, Here, so meelewend is, Here, wat so deel is van ons lewe, Vader. Ons is so dankbaar om deel te wees van elkeen se lewe, by elkeen leer ons, by elkeen help dit, Here, dat ons kan vrug oplewer, dat ons kan verstaan, Vader, dat ons kan verander. Die een persoon slyp die persoon van die ander, en dis wat ek besef, Vader, as ons nie daai slypsteen in ons lewe wil hê nie, kan ons nie verander nie. Here, ons moet gaan leer, ons moet gaan sien, ons moet beleef, ons moet verander in elke opsig, om meer vrug op te lewer, en ek dankie vanoggend vir elke broer en suster, dankie vir U kinders, wat so, Here, liefdevol is, Vader, wat so ondersteunend is, in elke opsig, dankie vir elke huis wat oop is, dankie, Here, vir alles wat hulle vir ons ook doen, en Here, sorg en help, Vader, ons kan U net vanoggend loof en prys, dat ons kan voortgaan, om die evangelie te bedien. My hart was gister so opgewonde en dankbaar, om te besef, Vader, ons kan dit doen, Here, ons kan elke dag met U besig wees, met U werk, Vader, sonder om oor 'n tydelike saak bekommerd te wees, en ons dankie en ons loof U net vanoggend vir elkeen, Vader, dankie vir elkeen se gebede. Ek besef, Vader, daar's soveel wat bid, daar's soveel wat voor U is, Here, vir siele, en dit is, Here, op die ou einde wat ons, Here, in ons harte het, is om vir siele te kan bid, om te kan roep na U, Vader, dat siele gered kan word, en ons dankie vanoggend en loof U, dat U ons elkeen help, om daai deel in ons lewe in besit te neem, Vader, om 'n saaier en 'n maaier te wees. Maak nie saak wie saai en wie maai nie, ons moet net daar wees, ons moet in die veld kan uitgaan, Here, ons moet kan oes, van die oes is ryp, Here, en ons dankie vandag, Here, en ons loof U, dat U ons bly help, in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Vader, ek wil ook bid vandag, dat U my sal help met U woord, Here, wat 'n kosbare woord, gister toe ek weer so deur dit lees, en ek besef, Here, dis asof die woorde soms so uitspring, terwyl 'n mens dit lees, want dit is so kosbaar, dit is so, Here, rein en heilig, en suiwer, Vader, want dis U woorde, en ek dank U, dat U my vandag help, om dit ook aan U volk oor te dra, soos dit in my hart is, Vader, soos wat ek het verstaan, en gister vir my sin gemaak het, dat ek dit ook so kan oordra, in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Prys die Here, wat 'n heerlikheid vir oggend, om so lekker te kan bid. My liefste dingetjie, jy het so lekker verjaar. Ek is so lief vir daai man. Prys die Here, dat hy hom nog 'n jaar deurgedra het. Loof die Here. Nou vir oggend is ek opgewonde in my hart, maar tog ook benoud. En gister toe ek so deur die woord lees, en ek besef weer eens, dat wat dit is om die woord in 'n goeie en 'n edele hart te bewaar. Joh, dit ek eintlik so weer so skrik in my hart, en eintlik so benoudheid, om te dink, Vader, mens aanvaar die woord soveel keer, sommer net so van selfsprekend, maar besef mens werklik, wat 'n mens ontvang. En dit het baie diep in my hart gepraat. Môre Lizelle, prys die Here, dankie vir almal wat so mooi geluk sê, hierso op die comments, vir my liefste ou mannetjie wat verjaar vandag. Ag, dis so lekker, dis sommer so opgewondenheid vanoggend in my hart. En toe ek weer so lees, en ek besef dat die laaste tyd se boodskappe wat uitgegaan het op die lig, en hoe kosbaar die boodskappe is wat uitgegaan het, en hoe wil die Here ons help om meer vrug op te lewer, en meer nuttig te raak vir sy koninkryk. En baie keer besef ek dat as boodskappe uitgaan, wil mens dit vat as reël op reël, en gebod op gebod, en hier 'n bietjie en daar 'n bietjie, en dit mag ek nou nie doen nie, en dit moet ek doen, en mag ek nou dit doen, mag ek nog so, en ek besef, dit is baie keer 'n groot probleem in 'n mens as kind van die Here se lewe, want die woord wat uitgaan, wil ons reinig, want dit is, die woord is soos water, en ons moet dit baie keer oor en oor hoor,
en verstaan, sodat ons meer vrug kan oplewer. Nou dit was my so mooi gewees, ek toe gister hierdie deel in Lukas 8:15 lees, toe staan dit so vir my verskriklik uit. Hy sê, en hy wat in die goeie grond, wat in die goeie grond val, en dis nou natuurlik die woord, wat gesaai word, dit het niks met die aardse te doen, wat in goeie grond gesaai moet word, sodat dit kan vrug oplewer nie. Hier praat hy van die woord, wat gesaai word in ons lewe, en hy sê, dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou, en met volharding vrug dra. En dit het my erg getref gister toe ek dit lees, om te dink, die woord gaan uit. En dis diens op diens en diens op diens, en elkeen hoor die woord, en tog staan daar elke keer vir 'n mens iets uit. Wanneer 'n mens die woord hoor, wanneer die diens uitgaan, dan is daar een ding baie keer wat jou tref, nie eers meer as een ding nie. En dit begin in jou hart praat, en dit begin in jou hart woel, en want die woord is lewend, en as 'n mens die woord aanneem, jou hart oopmaak en ontvanklik is vir die woord, dan bewaar jy die woord in 'n goeie en 'n edele hart. So daai woord is bewaar, dit het geval in jou hart, en dit kan in jou hart groei, en dit kan in jou hart begin vrug oplewer, want die woord sê so mooi, hy sê, en met volharding vrug dra. So baie keer hoor mens die woord, en mens aanvaar dit, jy neem dit aan, jy maak 'n deel van jou lewe, al is dit hoe moeilik, en jy begin met hierdie groeiproses in jou lewe, om te verstaan, maar dit is nou hierdie saak in my lewe, waar die woord vanoggend van gepraat het. En nou begin dit werk in jou lewe, en jy neem dit aan, en jy bid daaroor, en jy praat met die Here daaroor, en waarever jy kan, probeer jy soveel as moontlik oorwin, want die woord het met jou gepraat. Nou begin jy hierdie selfbeheersing toepas, en jy begin oorwin, en jy begin die pad stap, en dan is dit in hierdie edele en goeie hart. En al is dit hoe moeilik, as jy dit aanneem en begin doen, dan lewer jy die vrug op van die woord wat in jou hart gesaai is. En dit is vir my so mooi om aan te dink. Al is dit baie keer, vat dit van jou amper jou hele lewe om te verander. Maar jy wil, jy sal, jy gaan, dit raak deel van jou lewe, dan is dit in hierdie edele en goeie hart wat dit bewaar word. En baie keer dink ek daaraan, dat as die woord uitgaan, en dit word gesaai in 'n mens se lewe, en mens raak opstandig met die woord, en jy wil nie die woord aanneem nie, en jy voel die woord is hard, en jy murmureer teen die woord, of jy redeneer teen die geskrewe woord van God, dan is dit wanneer daai saad onmiddellik weggepik word. So daai saad kry nie eers kans om in hierdie hart van jou in te gaan nie, want nog voor dit in jou hart kan bewaar word, is dit al weggepik, want jy het besluit, dit kan nie, dit is te hard, dit is te moeilik, hoe gaan ek ooit hierby uitkom? Joh, die woord is nou, dit praat teen alles van my in my lewe, en dan neem 'n mens dit nie aan nie, en jy verwerp die woord, dan word daai woord weggepik onmiddellik, jy's dalk oortuig. En nou met die roadtrip was dit weer vir my so mooi gewees, hoe die Here in elke huis raad gegee het, advies gegee het, gepraat het oor sekere dinge, wat in ons pad staan, sodat ons kan groei, sodat ons daai vrug kan oplewer, sodat ons nog meer nuttig kan wees, want baie keer het jy op 'n punt gekom in jou geestelike lewe, en nou stagneer jy, en dan begin die Here met jou praat, en hy gee vir jou advies, en hy wil hê, maar hierdie saak in jou lewe moet uitsorteer, en die woord begin met jou praat en deel, en dit wil jou reinig, dit wil jou siel reinig, dit wil jou innerlike reinig, sodat jy meer nuttig kan wees vir God se koninkryk. Dan is dit asof mens baie keer dit vir 'n oomblik aanneem, en opgewonde is daaroor, al vat dit in 'n mens se binneste. Dit is nooit lekker om te hoor, as die Here vir mens sê, dat jy moet hierdie saak in jou lewe uitsorteer. Dit is horrible om dit te hoor, want baie keer voel 'n mens, jy's okay, jy gaan aan, en dan kom dit hier van 'n kant af, wat die woord met jou praat en deel, in 'n sekere aspek, wat onthou nou, jy het nou gegroei tot op 'n punt, jy het nou gegaan tot op 'n punt, maar nou moet jy verder gaan, nou moet jy meer nuttig raak, nou moet jy meer vrug oplewer.
En nou vat die Here jou verder in die woord om te verstaan. En dan baie keer is dit asof 'n mens vir 'n rukkie dit aanneem en opgewonde is daaroor. Al is dit rof. Jy weet, Here, ek moet hierdie saak moet uitsorteer in my lewe. En dan gaan jy vir 'n oomblik en dan laat los jy weer. Daai saad is weggepik. As jy voel, ag, dis nie nou so erg nie, ag, dis nie nou nodig nie, hoekom moet ek nou weer hier aan werk, hoekom hamer hierdie mense so op dit of dat of wat, dan word daai saad weggepik. En jy kan nie met volharding vrug dra nie. Want die woord wat in jou hart val, help jou om met volharding vrug op te lewer. Wanneer jy bereid is om in te gee, toe te gee, saam met die woord te werk, dan bly dit vrug oplewer in jou lewe. En dit het baie diep in my hart gepraat, om te besef dat ons moet werklik, al voel die woord vir jou hoe erg, en al is een of ander iets in jou lewe vir jou so kosbaar, moet jy laat gaan. En ek besef weer eens dat iets moet sterf, dat iets kan lewe. Nou, baie keer daai eie ek, redenasies, idees, gedagtes, tradisies, vooropgestelde idees, of wat ook al die geval mag wees, dit wat vir jou kosbaar is, moet sterf, sodat dit kan lewe in jou binneste, sodat die woord daai lewe in jou lewe kan laat voortbring. En dit is eintlik so amazing om daaraan te dink, hoe kosbaar die woord is. Maar 'n mens moet sterf. In jouself moet jy sterf. Jy moet toegee, jy moet ingee. En wanneer 'n mens begin ingee en toegee, is dit asof 'n mens besef, maar hier verander iets in my lewe. En met daai selfbeheersing, baie keer in die begin is dit selfbeheersing. Jy voel nie nou om op te hou met enigiets nie. Maar kom ons sê jy was 'n praatsiek persoon, of 'n bemoeisiek persoon, en jy begin verstaan, maar ek kan nie praatsiek en bemoeisiek wees nie. Dit is eintlik die ergste boodskap wat ons seker almal gehoor het. Dit was so laas die vorige jaar se roadtrip. Die Here so met ons gedeel oor praatsiek en bemoeisiek. En hoe vinnig kan 'n mens praatsiek en bemoeisiek raak? En dit lyk onskuldig, want jy praat maar net, jy dra maar net 'n storie oor. Of jy sê maar net wat het gebeur. Maar jy is so behep en dit maak jou so onrustig in jou binneste. En dit is hoekom ons moet verstaan, ons moenie praatsiek en bemoeisiek wees nie, want wat raak dit? Dit raak kwaad praat. En ek kan vir jy sê, dis so, dan praat jy kwaad. Want dit is so lekker vir die vlees om kwaad te praat. Die vlees wil homself bevredig deur mense te bespreek. En ek kan vir jy sê, dit is die vinnigste ding wat jy mens val en struikel, is om oor mense te praat, of bemoeisiek te raak, of praatsiek te raak. En nou besef 'n mens dit in jou lewe. Nou weet jy, joh, ek kan nie meer praatsiek en bemoeisiek wees nie. Ek kan my nie meer gaan inmeng met ander mense se sake nie. Al wat ek kan doen, is om te bid, dat siele gered kan word, want wat help dit? 'n Mens begin 'n sondaar bespreek, en jy sê hoe sleg is die persoon, en hoe bad is hierdie persoon, en wat se maniere het hierdie persoon. En dit kan niks vir die siel doen nie, want 'n mens voel baie keer, as hierdie persoon nou hierdie los, dan gaan hy 'n goeie mens wees. En eintlik wil ons as kinders van die Here, mense maniere leer en reg help, sodat hulle goeie mense kan wees. Aanvaarbaar vir my insienswyse, vir my standpunte. Maar as mens kan besef, dat al waaroor dit gaan, is dat die siel van die mens gered moet word. Want dit maak nie saak of 'n sondaar hoe goeie mens is nie. Hy gaan nie hemel toe nie. Maar baie keer voel ons kan dit half aanvaar as 'n persoon sekere dinge in sy lewe verander. En dit is waarop ons hamer, en dit is wat ons bemoeisiek maak, en dit is wat ons praatsiek maak. Want ons wil die hele tyd hierdie persoon se slegte punte vir almal uitwys, en joh, dit is naderhand 'n hele storie oor hierdie persoon. En dit is wat die Here ons wil leer. Dat neem dit aan. Dit wat jy gehoor het, neem dit aan. En begin dit toepas in jou lewe. Al is dit hoe moeilik, al moet jy baie keer 6 keer op jou tong byt. En agterkom, maar ek is nou besig om 'n persoon
te bespreek. Ek is nou besig om 'n persoon sleg te sê in my gesprek. En ek bemoei my met hierdie persoon se lewe. Ek besef nie dit gaan oor die persoon se siel, se innerlike nie. Dan begin 'n mens die woord aanneem. En jy begin dit in jou hart bewaar. En dit is aan die begin so 'n geweldige oortuiging. Jy is so bewus van jy moenie praatsiek en bemoeisiek wees nie. Maar soos die tyd gaan, begin daai oortuiging in jou hart bietjie afplat. Want dit het nou in hierdie hart geval. Jy het dit aangeneem. En dit moet sterf sodat dit kan lewe. Jy moet dit verstaan, jy moet dit van harte begin toepas. En dan begin 'n saak in jou lewe verander. En so lewer jy met volharding vrug op. Elke keer as jy wil praatsiek en bemoeisiek wees, dan besef jy, maar ek mag nie, die woord het met my gepraat. En nou begin jy in gehoorsaamheid uitsorteer en in selfbeheersing. En nou word jy deur die gewoonte geoefen om dit nie meer te doen nie. Al wil 'n mens so graag. En jy voel nou dat ek moet op my tong byt om nie hierdie storie oor te dra nie. Nou kom jy in 'n nuwe gewoonte en daai woord in jou lewer vrug op konstant en jy begin 'n hele verandering in jou lewe ondergaan. En as jy weer sien, dan is jy nie meer die persoon wat praatsiek en bemoeisiek is nie. Jy praat nie meer kinderstories nie. Jy praat nie meer groot nie. Jy praat dalk nie meer leenstaals nie. Jy praat al hierdie goed nie meer nie, want jou lewe verander en dit lewer vrug op in jou lewe. Ag, en dit was volgens net vir so mooi om te besef, dit is so lekker as 'n mens kan begin toegee aan die woord, nie omdat dit net in gehoorsaamheid moet wees nie, maar omdat 'n mens so lief is vir God, vir sy koninkryk, vir siele, vir alles wat in God se koninkryk is en aangaan. Mense is so lief daarvoor en dit moet so deel raak van jou lewe en jy moet so 'n verhouding met die Here hê dat jy wil vrug oplewer, dat jy wil van jou ou mens ontslaa raak, dat jy wil besef waaroor dit gaan en jou ewige lewe in besit neem en nie prys gee vir sonde nie. So ek hoop dit maak vanoggend vir u ook so lekker sin in u hart. Want ek besef net, Here, ons moet die woord van U aanneem sonder om te redeneer, sonder om teespraak te lewer, sonder om redenasies daaroor te hê. Baie keer terwyl 'n skrif gelees word, dan redeneer die mens teen die skrif wat 'n mens vir hom lees. So wat gebeur? Daai saad kan nie in 'n edele en 'n goeie hart val wat kan vrug oplewer nie. Dit word weggepik. Dis weg, dis gone, nog voor dit enige iets in jou lewe kan doen. En mens kan baie keer preek op preek en preek op preek en nogmaals preek op preek luister sonder om te verander. Hoekom? Want 'n mens neem nie aan nie. En dit is wat die woord volgens so mooi met ons praat. Neem aan, maar raak deel. Verander, sterf, dat die vrug in jou lewe kan na vore kan kom. Dat dit kan groei en kan vrug oplewer, sodat dit verander kan vrug oplewer, sodat jy nuttig kan raak in God se koninkryk. Sodat jy verlos kan word, sodat jy ander ook kan help en kan uitsorteer. Ag, dit moet ons volgende net so opgewonde maak. Sê Here, ek wil elke woord aanneem. En baie keer wil 'n mens so baie vir myself soveel wette maak. Van die preek wat uitgegaan het, nou moet ek dit en dit en dit en dit en dit. Vat daai een ding wat vir jou sin maak en begin daarin werk. Vat daai een ding en begin daaroor bid. Sê Here, dit het vanoggend in my hart gepraat. Ek besef ek staan die woord teë. Here, ek besef ek is baie keer in rebellie of in opstand met u woord. Ek is nog nie daar nie, Here. Ek raak elke keer opstandig wanneer die woord uitgaan. Nou begin jy daaroor bid en jy begin dit uitsorteer en jy praat met die Here oor jou saak. En nou begin daai woord in jou werk en dit begin vrug oplewer en dit maak jou rein en skoon sodat jy meer vrug kan oplewer. Prys die Here. Ons moet net saamwerk met elke woord wat uitgaan. Neem dit aan, maak dit deel van jou lewe. Moenie daarteen gaan nie. Prys die Here. Is Jamaintjie alright? Ek het gisteroggend met haar gepraat en sy gesê
Sy gaan in vir 'n operasie. Ek het vir haar boodskappe gestuur, sy het haar foon by haar, maar natuurlik, gister is sy seker maar nog nie lekker, kon nog nie met haar foon operate en so aan nie, so sodra ek nuus skryf vandag van Charmaintjie, sal ek dit op die channel sit. Kyk, prys die Here, ons glo sy is okay. Opsoek 'n ander se kop op 'n skou, okay? Prys die Here. Die mense is net praterig, soek nie hulp en ware antwoorde nie. En dit is baie keer 'n groot probleem. Baie keer wil 'n mens net praat oor jou probleme. Maar jy soek nie antwoorde nie, want as 'n mens antwoorde kry, dan moet jy verander. En dis wat ek baie keer besef, dat dis makliker om die heeltyd oor jou probleem te praat, met hierheen, en dan met die volgende een, en dan met die volgende een, en met die volgende een. En al kry jy die antwoord, neem jy nie die antwoord aan nie, want hoekom nie? 'n Mens wil aangaan oor jou probleem, want dit bevredig jou vlees. Dit is lekker om daaroor te praat. Jy raak baie keer verslaaf aan baie dinge in jou lewe om die hele tyd daaroor te praat. Maar sodra mens sê, hier is die antwoord in die woord, dan wil die persoon dit nie hoor nie. Hy wil dit nie aanneem nie. Hoekom nie? Sodra 'n mens die woord moet aanneem, veroorsaak dit dat daar 'n verantwoordelikheid in jou lewe is om te begin verander, om te begin uitsorteer, sodat jou probleem kan uitsorteer. Dan het jy niks meer oor te praat nie, jy voel nie meer belangrik nie, jy het nie eintlik meer 'n ding om te sê nie. En dit is hoekom 'n mens nie 'n antwoord soek in 'n mens se lewe nie, want 'n antwoord gee vir 'n mens werk. 'n Antwoord maak dat 'n mens moet begin uitsorteer. En dit is wat ek besef, mens sal hordes, duisende kere met almal praat oor jou probleem. En dit is hoekom mens baie keer nie na die woord toe wil kom om 'n antwoord te kry nie, na die mense wat jou kan help te kom om 'n antwoord te kry nie, want jy besef, as hierdie saak nou uit die pad uit is, wat dan? Dan het ek niks meer om oor te praat nie. En dit is baie keer ons groot probleem. Mens raak eintlik verslaaf aan drama. Maar wanneer jy mens met die Here praat en jy neem die woord aan en jy los die praatsiek en bemoeisiek en jy begin in 'n goeie en 'n edele hart hierdie woord bewaar en oplewer en vrug oplewer en toepas en uitsorteer, kan ek vir jou sê, jou hele lewe begin verander. Dan wil dit nie meer wees waar dit was nie. So ja, ons moet saamwerk, ons moet uitsorteer. Ons moet besef waaroor die evangelie gaan, sodat ons, en alles, die hele tyd gaan daaroor, dat ons meer nuttig kan raak in God se koninkryk en kan bid vir siele, sodat hulle gered kan word. Dis waaroor ons hele lewe in die evangelie gaan. Prys die Here. U moet 'n baie lekker dag hê vandag, en baie dankie vir almal se gebede, liefde, omgee, uitreik, net al u ontvanklike harte en alles wat ons beleef in die laaste tyd. En ons is so lief vir u en u moet 'n verskriklike lekker dag hê. En ons sien mekaar weer Sondagoggend 8:00. Prys die Here. Bye bye.